gets weary tending a load of care. Are you a soul that's seeking rest from the burden you bear? Do you know my Jesus? Do you know my have you heard He loves you and that He will abide to the end? Where is your heart, O pilgrim? What does your light reveal? Who is your call for comfort when not but sorrow you feel? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard He loves you and that He will abide to the end? Who knows your disappointment? Who hears each time you cry? Who understands your heartache? Who dries the tears from your eyes? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard He loves you and that He will abide to the end? Goeiemôre. Ek lees die volgende aanhaling. God se plan vir jou lewe is groter en mooier as jou grootste teleurstelling. Kan ek dit herhaal? God se plan vir jou lewe is groter en mooier as jou grootste teleurstelling. God het vir jou die goeie in stoor. En baie keer dan kyk ons teen ons teleurstellings vas. Ons kyk teen die probleme vas en dit word vir ons soos 'n berg. Maar vriend, God is groter as die hoogste berg. Hy is in staat om vir jou en vir my te onderneem ver bokant wat ons mag dink of wat ons mag bid. Ja, God is in beheer. Hy is ons herder en hy sal voorsien en onderneem. Nou ek wil graag saam met u lees uit Eksodus 6 en wel vers 12 wat vir ons die volgende sê. God is aan die woord en hy praat met Moses. Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word. En julle sal weet dat ek die Here julle God is. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sal weet in hierdie komende week dat God in beheer is. Jy sal weet in hierdie komende week wat voorlê, dat God in staat is om vir jou te onderneem, ver bokant wat jy mag bid of dink. Nou ek wil graag saam met u gesels rondom hierdie gedagte. Ongeloof het 'n kort geheue. Jy sien, ongeloof vergeet die welslae en die oorwinnings van die verlede. Dit vergeet dat God nog altyd getrou was. Dit vergeet van die almag van God. Dit vergeet dat die Here voorsien het en dat hy jou nog altyd gedra het. Ja, die Here is gister, vandag
en tot in alle ewigheid dieselfde. Nou die volk Israel bevind hul voor die Rooi See. Die Egiptiese leer is agter hulle. Ag, ek dink onwillekeurig aan die spreekwoord tussen die boom en die bas, tussen die duiwel en die diepblou see. Hulle bevind hulle self in 'n benarde posisie. Dit voel vir hulle is in 'n doodloopstraat. Was jy al in so 'n plek in jou lewe, in so 'n situasie? Dat vir jou voel, jy's in 'n doodloopstraat. Jy weet nie meer wat om te doen nie. Hoe gaan jy uit hierdie situasie kom? En jy's benoud, jy's bevrees. Sien, vergete is dit wat God alreeds vir hulle gedoen het, vir hulle op hierdie oomblik. Hulle vergeet van die Here se grootheid, van sy wonderwerkende krag, en hulle word vasgevang in vrees en in ongeloof. Vergete is dit wat God al vir hulle gedoen het. Het jy vergeet wat die Here al vir jou gedoen het? Het jy vergeet van gister en eergister, toe hy jou beskerm het, toe hy vir jou voorsien het? Vriend, ongeloof het 'n kort geheue. Wanneer maak sy verskyning en die volk verwag die dood, die ergste. Ons menslike natuur bring ons baie keer by hierdie punt van ek verwag die ergste. Bloot eenvoudig omdat ek op daardie oomblik vergeet het van die grootheid en die almag van God. Nou wil ek vir jou vra, waarheen neem jy jou toevlug as jy hierdie emosie ervaar van wanhoop, van vertwyfeling, van bekommernis, wanneer dit vir jou voel, daar is nie meer 'n uitkoms nie. Ek dink onwillekeurig aan Daniël waar hy hom in 'n soortgelyke situasie bevind het. Koning Nebukadnesar het 'n droom gehad en nou verwag hy dat sy wyse manne vir hom moet vertel wat die droom is, sonder dat hy hulle vertel wat die droom is, en dan moet hulle ook vir hom die uitleg gee. En dan kan nie een van hierdie wyse manne vir hom die droom gee nie. Hulle sê dis 'n onmoontlike taak. En dan kom Daniël. En ek wil graag vir u lees uit Daniël 2 vers 28, want dit is baie kosbaar. Waar Daniël met koning Nebukadnesar sê, maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadnesar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op die bed was dit. Maar ek wil die klem laat val, daar is 'n God in die hemel. Ek stel dit vanmôre aan jou, daar is 'n God in die hemel wat weet waar jy jouself bevind. Hy weet van die Rooi See hier voor jou, hy weet van die vyand agter jou. Hy weet van jou bekommernis, hy weet van jou vertwyfeling. En weet jy, hy is die groot ek is. Hy is die een wat onbeskryflik groot is in sy liefde en genade, en hy wil jou bystaan. Soos wat God vir Moses gesê het, ek het gehoor die murmureringe en die klagtes van my volk. Wil ek vir jou sê, God is ook van jou behoefte bewus, as jy met hom daaroor praat. Moses se reaksie op die murmurering van die volk is die volgende. Ek lees dit in Eksodus 14:13. Moses sê aan die volk, wees nie bevrees nie. Ek wil vir jou sê, wees nie bevrees nie. Wees nie bekommerd nie. Wees stil en weet dat God is. Dat hy in staat is om jou te dra. Ag, ek hoop daar kom sommer net so opgewondenheid in jou gees vanmôre. Om die voorreg te kan hê om na die Here toe te kan gaan en te sê, Here, ek is bekommerd. Dit voel vir my, ek is in 'n doodloopstraat.
Maar Here, my oë is op U gefestig. U is die toevlug van my lewe. Ek kom net soos wat ek is en ek gee hierdie laste, hierdie sorge vir U. Onvoorwaardelik. Moses sê, wees nie bevrees nie. Staan vas. Wees onwankelbaar. Bly glo, bly vertrou en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Ja, vandag sal daar uitkoms wees. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dan gaan hy verder, hy sê, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Vriend, God is besig. Hy's besig met die oplossing. Hy's besig om te voorsien. Wanneer jy nie kan nie, kan die Here. Hou so 'n bietjie op om te kla. Hou so 'n bietjie op om te murmureer. Om vas te kyk teen die probleem. Kyk vir 'n oombliekie na die grootheid en die almag van 'n wonderlike God. 'n Onbeskryflike, groot, wonderlike God. Wat lief is vir jou, wat omgee vir jou. God beskerm hulle. Hy dra al deur. Hulle gaan deur die Rooi See. Hulle sing selfs 'n loflied tot eer van die Here. Net om kort hierna hulle self in die woestyn te bevind en gekonfronteer te word met honger. Is dit nie so in ons lewens dat ons baie keer 'n hoogtepunt beleef en kort daarna tref 'n storm ons nie? En dan vergeet ons van die hoogtepunt, hoe God geonderneem het, en ons kyk net na hierdie laagtepunt. Vrees, bekommernis, wanhoop, pak ons beet. Vergete was die Rooi See, weg was die loflied, die huidige behoefte, nood en uitdagings, oorskadu die guns van God, wat hulle gister ontvang het. Oorskadu jou huidige omstandighede, dalk gister, eergister, se voorsiening van die Here. Ongeloof het 'n kort geheue. Dit vang ons vas. Ons vergeet van die onveranderlikheid van die groot ek is. Ongeloof het 'n kort geheue. Ten spyte, en dit is vir my die wonder, ten spyte van hulle ongeloof en klagtes, kom God steeds die volk te help. Dit wat hulle nie kan doen nie, dit sal hy vir hulle doen. Vriend, wanneer ek en jy nie kan nie, dan kan God sekerlik steeds vir ons help. Eksodus 16:4, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel. Daar sal genoeg voorsiening wees vir elke dag, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie, of hulle my sal gehoorsaam of nie. Daar was sekere voorskrifte rakende dit wat God vir hulle sou voorsien, wat die volk moes nakom. Ek wil vir jou sê, vriend, God is in staat om in jou daaglikse behoefte te voorsien. Moenie bekommerd wees oor môre en oormôre nie. God sal elke dag vir jou voorsien en onderneem. Hy beloof dit in sy woord en hy is getrou om sy woord gestand te doen. Genoeg vir elke dag.
Die toets van die geloof. Onwillekeurig dink ek in Matteus 6:11. Onse Vadergebed so bekend, waar die Here Jesus vir sy disippels sê, so moet julle dan bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, dit wat vandag vir my nodig is, dit wat my behoefte mag wees vandag, sal U genadiglik vir my daarin voorsien. En weet jy, soms gee die Here vir ons so ietsie ekstra as bonus, omdat hy ons liefhet, nie omdat ons dit verdien nie. Nee, hy bewys guns aan jou en aan my. Here, gee my vandag my daaglikse brood. As ons die dag met die Here begin, saam met hom in die dag wandel, en die dag saam met hom afsluit, sal ek en jy sy guns ervaar, sal ons sy goedheid ervaar. Onthou, hy is die groot ek is. Jy kan nou maar daar invul wat jou behoefte mag wees. Het jy 'n honger na vrede, dan sê hy vir jou, ek is jou vredevors. Het jy wysheid nodig, dan sê hy vanmôre vir jou, ek is jou wysheid. Ek is die brood van lewe, ek kan in jou behoefte voorsien. Johannes 6:33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Oud-testamenties voorsien God uit die hemel, want dit is God wat voorsien, die manna. Nuwe testamenties kom God en hy sien jou en my behoefte raak. Behoefte aan verlossing, aan redding, aan 'n verhouding met God. Ja, en hy stuur sy seun, die brood van die lewe, om hierdie honger, hierdie dors in ons te kom stilmaak, te kom voorsien. Paulus praat oor die lewe. En dan sê in Filippense 4:12, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. Dalk hoor jy vanoggend in jou gees, vandag in jou gees, dat as mens ons sekere hoogtepunte en laagtepunte beleef. As kind van die Here is dit nie so dat ons slegs hoogtepunte beleef nie. Weet jy, dit is juis wanneer die krisisoomblik daar is, dat ons God se goedheid, se grootheid leer ken en raak sien. Dit is deel van ons getuienis, dat God gister en eergister vir my deurgedraai. Was ek al bekommerd? Natuurlik. Was ek al bevrees? Was ek al vasgevang in hoop, wanhoop? Natuurlik. Maar weet jy, my ondervinding is dat wanneer ek na die Here toe hardloop, en ek sê, Here, ek is bevrees, ek is bekommerd, help asseblief, het hy my nog telke male tegemoet gekom en my deurgedra. Nou sê Paulus, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Ja, ek is afhanklik van die Here. Vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul. Hy praat uit ondervinding. Ek wil vanmôre vir u sê, ek kan praat uit ondervinding. My God is in staat om in elke behoefte van jou te voorsien. Na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ag, ek wil afsluit. God sê nêrens dat ons nie woestynondervindinge
of behoeftes sal hê nie. Maar wel dat hy in sulke omstandighede vir ons die manna sal voorsien. Wees stil en aanskou hoe God vir jou die geveg gaan veg. Wees stil en weet vanmôre dat God kan voorsien. Ja, hy is die brood van die lewe. Moenie toelaat dat 'n kort geheue jou van God se seëninge beroof nie. Moenie vasgevang word in ongeloof nie. Hou jou oë gefestig op Jesus Christus. Stryd die goeie stryd van die geloof. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Onthou, jou krag lê gesetel in die almag van 'n groot God wat beloof hy sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Moenie dat 'n kort geheue jou vasval en jou dompel in ongeloof nie. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus Christus, aan U die lof, die eer en die dank van ons harte. Bid vanmôre, Here, dat ons nooit sal vergeet van die goedheid en die guns, van dit wat U gister vir ons gedoen het nie. Ons bely U almag oor ons lewens. Dankie dat U ons deurdra van dag tot dag. Groot en wonderlik is U, aan U die lof en die eer. Amen.